Asai, welkom, is lekker om terug te wees, Paul. Ons gesels hier aan die einde van die jaar, gesels ons so 'n bietjie van uitgebrand na aan die brand. En ek dink vir ons almal voel dit altyd of die jaar so na uitbranding toe loop. Hoopelik kan ons recharge in Desember, maar ek dink daar's 'n groter probleem en dit lê in ons ritme van hoe ons leef oor die algemeen. En dat dit vir my en jou baie keer voel ons werk onsself in 'n hoek in van uitbranding. Ja. Roan, ek moet vir jou sê daar het vir my 'n hele nuwe wêreld oopgegaan. Ons het op 'n stadium het ons te doen gekry met 'n Britse dokter, psigiater, 'n ou met die naam van Frank Lake. Hy het 'n konsep ontwikkel wat hy noem die ritme van genade. Hy het eintlik saam met 'n teoloog gewerk, 'n Switserse teoloog met die naam van Emil Brunner. En hulle het navorsing begin doen op sendelinge wat in Indië werk en dan kom hulle terug by die huis, maar hulle maak dit amper nie hulle hele termyn nie. Hulle het te veel gegee, hulle het te veel bedien, hulle het te veel uitgereik en dan kom hulle moeg en oorlaai, kom hulle by die huis aan. En hulle ontwikkel toe hierdie 4 bewegings. Hulle het eintlik na Jesus se lewe gaan kyk en agtergekom dat daar's definitiewe 4 gebeurtenisse, bewegings in sy lewe wat hy oor en oor herhaal het. En dit het nooit sy bediening gecompromise nie, hy het altyd vars gebly, hy het altyd connected gebly met sy, want wat baie keer gebeur is as ons moeg raak, dan raak ons of kwaad, of ons isoleer onsself, of ons raak stil, ons begin ons hier meer te verloor, so al hierdie tekens van moegheid en uitbranding, en jy sien dit nooit by Jesus nie, jy sien Jesus is in die oomblik, en hierdie 4 bewegings wat hulle toe agtergekom het, was die eerste ding, was aanvaarding gewees. Jesus het geweet, hy was geliefd gewees. Die tweede een was onderhouding, en dit het gepraat van Jesus wat gevoed was, Jesus wat versterk was. Die derde ding was betekenis, hy het vir iets groter geleef as net homself, en dan die laaste een was vrugbaarheid, daar was seën wat deur sy lewe gespoel het, en 'n mens sien dit baie mooi hier in Markus 1, vanaf vers 29 tot 39, waar Jesus eers Petrus se skoonmoeder genees, en dan is daar 'n klomp mense wat siek is, en vol demone is, wat hy dan uitdryf en genees, en dan sien ons hoe Jesus homself een kant toe vat, in die vroeë oggendure, hoe hy tyd gaan spandeer saam met die Here, en jy sien hierdie uitgee eintlik, en dan nou weer inneem. Die uitvloei en die invloei, die heeltyd hierdie ritme wat in sy lewe voorkom. Ja, wat vir my ook interessant is van hierdie konsep, en ek dink dit is amper vir my die hoogtepunt van hierdie konsep, is hoe as jy hierdie ritme verkeerd omdoen, in plaas van die ritme van genade, kry jy die ritme van frustrasie, die ritme van werke, wat dan net mooi die teendeel is. En ek dink die meeste van ons bevind onsself in die teendeel eintlik van dit, as die ritme van genade. En jy kan dit nou sit hierdie as 'n bloudruk gebruik bo op jou, die manier hoe jy kinders opvoed, die manier hoe jy werk. As jy net dink aan jou werk, as jy hom nou omdraai, dan begin jy nie by aanvaarding, jy begin by prestasie of werke, of jy weet waarna toe jy moet werk om iets te bereik, jy moet dit volhou en dan sal mense jou aanvaar. So die teendeel van hierdie dinge seker wat ons die beste ken, en die manier is hoe ons leef, en dis hoekom ons sekerlik onsself heeltyd vind in dit. Ek dink sommer net met die kinders, my kinders moet presteer deur die jaar, hulle moet iets bereik, sodat hulle moet dit volhou, sodat hulle aan die einde van die jaar, dan kan ons nou vir hulle hande klap as hulle daar op die verhoog staan, en dan aanvaar ons hulle. Ek wonder hoe voel hulle, moet ek al hierdie goed, moet ek eers presteer voordat ek aanvaar word, moet ek eers, en ek dink by die werksplek ook, moet ek eers presteer en dit volhou voordat ek aanvaar word, voordat ek raak gesien word, om mense te beïndruk, en ek dink dis die frustrasie wat ons mee leef. 'n Teksgedeelte net rondom die negatiewe wat vir my mooi is waar Jesus ons 'n uitnodiging gee in Matteus 11:28, en ek lees die message wat sê, "Are you tired, worn out, burned out on religion? Come to me, get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest." En dan sê hy, "Walk with me,
work with me. Dis nie dat jy passief is nie. Hy sê, walk with me, work with me, watch how I do it. Kyk hoe ek dit doen. Jy het nou gesê, dis hoe Jesus dit doen. Learn the unforced rhythm of grace. Dis seker waar hulle hierdie ding gekry het, die ritme van genade. Hierdie rhythm of grace begin dan nou by aanvaarding, né? En aanvaarding is vir Jesus, kan jy dink as jy ongeag van wat jy doen, word jy goedgekeur, word jy aanvaar. Daar's geen voorwaardes nie. En ons sien dit voordat Jesus 'n enkele preek voordat sy bediening afskop en daar wonderwerke deur sy lewe geskied, kom die Vader deur sy doop in Markus 1 vers 11 en hy word gedoop en soos hy uit die water uit opkom, gaan die hemel oor hom oop en God die Vader sê self. Hy sê dis my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Om daai woorde te hoor is en ons kan daai woorde elke liewe dag vir mense sê, sonder dat hulle enigiets gedoen het, sonder dat hulle iets presteer het by die werk of in die huishouding, of jou vrou of jou man of wat ook al. Dis vir my net absoluut amazing. Dit word bevestig op die berg van verheerliking in Markus 9 vers 7, waar weer eens is daar 'n wolk wat neerdal. Daar's 3 hitte vir Elia en Moses en Jesus en Petrus hulle wat daar bo is en almal is so opgewonde en dan God wat weer sê, dis my geliefde seun, luister na hom. En ek is net so, ek wens ons kan so leef. Ek dink ons sondige natuur trek ons die heeltyd terug na die, ek wil amper sê na die boom van kennis van goed en kwaad toe, nê. Is daar nie ergens 'n appel wat ek kan eet om beter te wees nie, want as ek daai vrug geëet het, dan gaan mense, dan gaan ek beter weet, dan gaan ek beter kan doen, dan gaan ek beter kan presteer. Ons soek daai magic ingredient, maar die magic lê eintlik daarin dat die Vader vir jou sê, ek aanvaar jou nog voordat jy enigiets gedoen. En dit kom bloot uit 'n verhouding uit met die Here. Ek meen, ek vind dit in my lewe, die oomblik as my verhouding agterbly met die Here en ek hoor nie meer sy stem wat sê jy is my geliefde seun en daai nabye verhouding, dan val ons in daai ding van presteer, perform. Werke en natuurlik moet daar werke wees en die Here wil hê dat ons moet voorspoedig wees en hy wil hê ons moet goed doen en vrugbaar, maar dit moet begin. Ek dink die beginplek. Dis waar ons dit verkeerd doen. Ek dink baie keer is waar ons dit verkeerd doen as dit kom by ouerskap, as dit kom by ons werksomgewing, as dit kom by 'n klomp goeters en my gebed is net mag ons op die regte plek wegspring vanuit hierdie verhouding met die Here. Maar kom ons bid dit vir die Here. Kom ons vra dat hy ons help dat ons sal begin by die begin. En nie sal begin by nommer 4 nie. Here, baie dankie dat ons vandag na U toe kan kom, Here, en ons is ook in die einde van die jaar en ons beleef ook hierdie uitbranding en hierdie moegheid. Here, dankie dat U ons wil kom restoreer en herstel met goeie kennis, Here. U sê U volk gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis. En hierdie kennis, hierdie woord van kennis is so stigtend, Here. Dit bou ons so op. Dit help ons om te fokus op die ritme van genade. Here, dankie dat U wil hê ons moet aan die brand vir U leef, maar ons begin by nommer 1 vandag. Ons begin by U wat ons aanvaar, net soos wat ons is, en sê, jy is my geliefde kind, in wie ek 'n welbehae het. Here, dankie dat U ons aanvaar het, vir ons gesterf het, vir ons omgegee het, toe niemand vir ons omgegee het nie. U het ons eerste lief gehad, en nou wil ons reageer daarop, en vir U sê dankie. Dankie daarvoor, in Jesus se naam. Amen. Amen, dankie Paul. Volgende keer gesels ons oor onderhouding en hoe die Here ons wil onderhou op hierdie pad wat ons stap. Ek sien uit daarna. Totsiens. Dankie.